Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is nou letterlik na 'n vol naweek wat ons vanoggend weer hier by mekaar is. Aan die besoekers wat dalk hier mag wees. Ons is bly julle is hier saam met ons en baie welkom ook aan julle. Ons gaan begin met 'n toetrede lied, Gesang 163 en dan bly ons staan vir die foto met die seun. En ons lofsang is dan Gesang 190, verse 1 en 3. Toetrede lied, Gesang 163. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernis op hom te werp, want hy gee om vir julle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God wil hê ons moet in liefde met mekaar leef. So het Jesus ons ook kom leer. Hoor beskryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs 13, hierdie liefde wat God in ons harte uitgestort het, en waarmee hy vra ons mekaar moet lief hê. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, ons weet dat ons soms liefdeloos teenoor God en teenoor mekaar staan. Laat ons daarom ons skuld bely, deur saam te sing Gesang 250, vers 1 en 2. In Romeine 10 vers 9 en 10 staan daar: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons bely ons geloof, soos die kerk dit deur die eeue heen gedoen het, deur elkeen in sy of haar hart saam die 12 artikels op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, God se liefde teenoor ons maak ons blydskap volkome. Kom ons sing van hierdie blydskap uit Vonk 80.
Gemeente, ons lees saam vanoggend uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 25 tot 34. En die opskrif hier is die sorge van die lewe. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, waar ons vanoggend voor U stil word, loop ons harte oor van dankbaarheid. Here, want U is ons Vader en ons is U kinders. U sorg vir ons. U het ons vanoggend wakker gemaak en 'n nuwe dag vir ons gegee. U seën ons, Here, met soveel. Ons kry soveel dinge van U wat ons nie verdien nie en ook nooit sal kan verdien nie. Here, as ons dink aan hoe dankbaar ons teenoor U is, dan laat dit ons ook terugkyk oor die afgelope naweek. En ons weet dat die lof en die dank en die eer vir dit wat ons as 'n gemeente kon ervaar die naweek, alles net aan U toekom. Dankie Here dat hierdie projek van ons, waaraan ons hart gewerk het, waarna ons vir so lank uitgesien het, so geseën het. Dankie Here dat ons ook die gemeenskap van gelowiges kon ervaar, daar waar ons met mekaar saam gekuier en saam gelag het. Dankie dat U deur dit wat ons die naweek ervaar het, hierdie gemeente se lidmate ook net weer stywer aan mekaar vasgemaak het. Ons loof en ons prys U, Here, vir dit wat U vir ons gee. En uit hoe U vir ons sorg, word dit maar net telkens vir ons duidelik dat U die almagtige God is. Want ons vra, Here, sorg vir ons vra, help ons. En dan staan ons maar net verstom elke keer, wanneer ons besef hoe U help en hoe U vir ons sorg.
Vader, ons bid ook vir die lidmate van ons wat siek is, wat in die hospitaal is. En ons vra dat U hulle asseblief ook sal seën met U teenwoordigheid. Dat U vir hulle kalmte en rustigheid sal gee waar daar kommer is. Maar dat hulle sal weet, Here, op U tyd en op U manier, gee U die uitkoms. Wil U dit nou stil maak in ons, en wil U elkeen van ons se hart vanoggend ontvanklik maak vir U woord. Amen. Broers en susters, ons sing voor die prediking uit Gesang 471 en ons sing dit 2 maal deur. Gesang 471, 2 maal. Matteus 6 vers 31. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Broers en susters, oral waar Jesus beweeg het, was hy 12 disippels by hom. Maar soms was dit ook nie net hulle gewees nie. Afhangende van 'n dorpie waar hy dalk deurgegaan het, het daar meer mense bygekom en hom gevolg, dat dit nie net sy 12 disippels was nie. En hierdie mense het na hom toe gekom, want hulle het by hom iets gaan soek. Hulle het gaan soek, wat leer Jesus dan nou eintlik? Want wat Jesus geleer het, was so anders as dit wat hulle godsdienstige leiers vir hulle geleer het. Hulle het hom gaan soek, sodat hy dalk iemand kan gesond maak, wat siek was. Dat hy dalk hulle vrae kan beantwoord, en vir hulle kan raad gee. Dit is presies wat gebeur, in hierdie gedeelte wat ons gelees het vanoggend. En die groter gedeelte van Matteus waar hierdie gedeelte inpas, begin reeds aan die einde van hoofstuk 4, waar ons lees dat Jesus, of eerder dat baie mense uit Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea en van oor kan die Jordaan af vir Jesus gevolg het. En dan lees ons aan die begin van hoofstuk 5, dat toe Jesus hierdie menigte mense sien wat hom volg, het hy teen die berg uitgegaan, en hy daar gaan sit,
en hy het hierdie mense begin leer. En dan lees ons wat hy hulle geleer het in Matteus 5, 6 en 7, die gedeelte wat aan ons almal bekend is as die bergrede. Matteus noem hier aan die begin van die bergrede iets waarmee hy vir ons eers wil sê stadig. Lees nou mooi, want jy gaan dalk nou iets mis wat vir jou die konteks van hierdie hele gedeelte gaan laat verloor. Lees eers mooi. En dit is amper soos 'n spoedhobbel wat jy kry in 'n parkeerterrein. Wat keer dat jy te vinnig ry, hierdie spoedhobbel sê vir jou, verminder jou spoed, ry stadiger en kyk mooi rondom jou wat aangaan. En so het Matteus ook 'n spoedhobbel in hierdie teks ingebou. En dis waar hy sê, Jesus het teen die berg opgegaan. Die berg, dit dui natuurlik op die teenwoordigheid van God. Die berg is die plek waar God met sy kinders praat. Moses is teen die berg Sinaï uit om vir God te gaan ontmoet. En dan gee God vir hom die 10 gebooie. Wanneer Elia vlug vir Jezebel, dan ontmoet hy vir God daar waar hy gaan wegkruip het in een van die grotte op die berg. Daar op die berg praat God met hom. Die tempel in Jerusalem, dit was die plek waar mens en God mekaar ontmoet het, en saam met die paleis het hierdie tempelkompleks gesit teen die berg Sion. Matteus maak dit baie duidelik dat Jesus nie hier teen die berg uit is om die mense beter te kan sien of om seker te maak dat hulle almal hom kan sien, want hy staan nou 'n bietjie hoër nie. Die feit dat Jesus hier van die berg af met die mense praat, sê vir hulle, God kom nou aan die woord. Dit wat julle nou van Jesus af gaan hoor, is God wat met julle praat, deur Jesus Christus. Deur dit wat Jesus doen, naamlik om so 'n groot groep mense toe te spreek, het hy self 'n risiko geloop. Want die Romeine wat hulle regeer het in hierdie tyd Romeinse soldate op verskillende plekke geplaas om juis te kyk dat mense nie groepe versamel en met hulle praat hier in die openbaar nie, want dit kon dalk beteken dat hier iemand besig is om 'n opstand teen Rome te beplan. En wanneer jy die leier van so 'n groep is, wat jy hier in die openbaar by mekaar kry en met hulle praat, dan is die kans goed dat jy of gearresteer word en dan of die doodstraf of tronkstraf opgelê word. So Jesus vat eintlik ook 'n groot kans om hierdie klomp mense by mekaar te kry en met hulle te praat. Deel van die groep wat vir Jesus gevolg het, was ook siekes, krepeles en blindes. Siek mense wat deur hulle eie gemeenskap uitgeskuif is, eintlik verwerp is omdat niemand met hulle wil te doen hê nie. Dit was die omstandighede waarin hierdie mense geleef het. Hulle wat vir Jesus gevolg het hier in Matteus 5, 6 en 7, was die armstes van die armes. Hoe sou iemand voel wat nie weet waar môre se kos vandaan kom nie? Jy moet vir jou familie sorg. Jy weet nie of jy genoeg gaan hê dat hulle môre kan eet nie. Jy's eintlik nie besorg oor jouself nie, maar dit gaan oor hulle wat van jou afhanklik is. Hoe sou iemand voel wat deur ander totaal verwerp word omdat hy siek is?
Niemand wil met jou iets te doen hê nie. Jy's eenkant en alleen. Jy's nie in staat om vir jouself 'n inkomste te genereer nie. Jy bedel eintlik en jy's totaal en al aan ander mense se genade oorgelaat. Wat sou in jou gemoed gebeur wanneer jy nie genoeg klere het nie en jy word deur die wêreld gespot? Jy word gespot deur die rykes en hulle sien neer op jou. Dink 'n bietjie broers en susters, as dit jy moes wees, watter emosies sou daar deur jou gemoed spoel? Dink ons kan sê in die eerste plek, moedeloosheid. Jy weet nie meer wat om te doen om uit hierdie krisis uit te kom nie. Jy het alles al probeer. Dit voel of die hoop wat jy gehad het, soos mis voor die son verdwyn. As absoluut niks meer om na uit te sien nie. Jy leef maar van dag tot dag. Eintlik gaan dit met jou so sleg. Jy leef maar van oomblik na oomblik. En dan is daar ook die gevoel, die emosie, wat jou letterlik opeet van binne. Wat jou laat uitteer. Wat jou letterlik siek maak. Bekommernis. Jy is so bekommerd oor waar die kos vanmôre vandaan gaan kom. Jy is so bekommerd oor dit wat dalk vir jou voorlê op jou pad. En jy moet daar deurgaan, jy kan nie rondom dit gaan nie, dat jy later sommer net siek is daaroor. Wat nou gemaak? Dit moes wees wat hierdie mense gevoel het, wat na Jesus kom luister het. Wat gedink het, hy gaan dalk vir hulle die antwoord gee, en hy gaan vir hulle dinge doen, dat hulle onmiddellik ontslae is van hierdie gevoel. Kry hulle 'n antwoord? Ja. Jesus sê vir hulle, moet julle nie bekommer. Moet julle nie bekommer oor wat julle gaan eet of wat julle gaan aantrek nie. Dit sal nie 'n probleem wees nie. En nou weet ons broers en susters, wat ons reaksie is. Wanneer ons dalk in 'n krisis is, en die kommer vreet ons op. En iemand kom sê vir jou, moenie jou nie bekommer nie. Alles sal regkom. Dit voel of jy begin warm raak hier onder die kraag. Want hierdie een wat met jou praat, het nie 'n idee wat jy deurgaan nie. Hy het nie 'n idee waaroor dit is wat jy jou bekommer nie. Jy wil amper vir hom sê, kom staan in my skoene. En dan kyk jy of jy nog dieselfde sal sê. Ons raak dikwels besorg oor aardse dinge. Maar sê Jesus, moenie bekommer nie, want dit is dinge waaroor die goddeloses, die ongelowiges, bekommerd is. Hoekom sou dit goddelose mense wees? Ongelowige mense wat daaroor besorg is en nie God se kinders nie. Die rede is, as jy God se kind is en God is deel van jou lewe, dan is daar nie plek vir bekommernis en besorgdheid oor aardse dinge nie. God is by jou. En die almag en die grootheid van God maak eintlik dat hierdie bekommernis en besorgdheid verdwyn. Want bekommernis, besorgdheid, sê Matteus eintlik, staan teenoor geloof in God. Mense wat besorg is oor die lewe, omdat hulle so gefokus is
op hulle eie belange en wat alles vir hulle self gaan beteken, wat ek daaruit gaan kry. Mense wat hulle hoop vestig op hulle eie planne wat moet slaag, is die mense wat die maklikste besorg en bekommerd raak. In so 'n geval staan hierdie bekommernis en besorgdheid reg teenoor vertroue in God. Dis nie die hoeveelheid besittings wat ek het, of alles wat ek wil hê, wat vir my hoop gee nie. Dis valse hoop. Want dit alles het dalk waarde, maar net vir hierdie lewe. Ons kan dan niks daarvan met ons saamvat, die ewigheid in nie. Wat wel waarde het, is om op God te hoop. Sy teenwoordigheid in my lewe, en die troos, dat ek van hom leef, dat ek aan hom behoort. Die Here Jesus het self gesê, 'n mens leef nie net van brood nie. Wanneer God nie wil hê dat sy kinders van hom moet vergeet nie, dan sê hy vir hulle in Deuteronomium 8 vers 3, hy het jou laat swaar kry, laat honger ly, en toe met manna gevoed. Iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer, dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Hiermee sê ons nie, broers en susters, dat om arm te wees, of om te wonder waar kom môre se kos vandaan, nie vir 'n mens 'n beproewing, 'n krisis of nood is nie. Dit bly vir 'n mens 'n beproewing. Ook sê ons nie dat dit verkeerd is om genoeg aandag aan jou werk te gee, soms meer as wat nodig is, om daardeur te verseker dat jy genoeg het om van te lewe en vir jou gesin te kan sorg nie. Paulus sê immers in 2 Tessalonisense dat 'n mens nie mag leeg lê nie, en dat jy jou aandag by jou werk moet bepaal om so jou brood te verdien. Waaroor dit gaan, is dat ek vir God sal vertrou vir oorlewing en weet dat God, wie se kind ek is en wat altyd by my is, ook sê dat ek nie hoef te bekommer nie, dat ek nie besorgd hoef te wees, want sy almag en sy liefde verdryf hierdie bekommernis en besorgdheid. Daarom is bekommernis en die sorge van die lewe iets wat Jesus sê, tuis hoort by die ongelowiges en nie by God se kinders nie. Die werklikheid wat ons ervaar, dit wat so deel is van ons menswees, is dat ons, al is ons God se kinders, ook maar soms twyfel. Dit gebeur dikwels, dat ons as God se kinders ook maar bekommerd raak, dat ons ook besorgd raak oor ons lewe. En dan raak ons baie keer ook bekommerd, en ons plaas al ons hoop op die planne wat ons gemaak het, oor die uitkoms wat ons vir onsself voorgestel het, daar moet wees. Jesus leer ons hier dat die regte ding om te doen, is om in ons nood, ons kommer en ons besorgdheid, ons vertroue op God te stel, want hy sal vir ons sorg. Gemeente, ek dink, soos wat ons nou hier sit, is daar van ons, wat dalk bekommerd is, wat besorgd is, oor ons eie lewe,
Ons wonder, gaan ons hierdie maand by ons begroting uitkom? Gaan ons genoeg hê, totdat ons weer salaris kry? Daar is ander wat dalk in die posisie is, waar hulle nie werk het nie, geen inkomste het nie. Hoeveel maal wonder ons nie, raak ons as 'n gemeente nie ook bekommerd, dat hierdie gemeente dalk by die punt gaan uitkom wat ons sê, maar ons kan nie meer langer bestaan nie. Ons kan net nie meer aangaan nie. En sulke dinge maak ons angstig. Dit maak ons onrustig. Deur die Here Jesus sê God self, vir hierdie mense wat hier in Matteus 5, 6 en 7 voor Jesus versamel is, dat die vertroue wat ek het, dat God vir my sal sorg, iets is wat ek met my moet saamdra. Ek kan vertrou, dat God ook vir sy kerk, vir hierdie gemeente sal sorg. En daarom kan ek in kalmte en vrede weet, God is in beheer. Sy almag en sy liefde verdryf hierdie besorgdheid en kommer wat ons soms het oor ons toekoms. Daarom dat die slagspreuk wat ons uit die kerkhervorming uit hoor ook is, God self hou sy kerk in stand. En dit maak ons oop, broers en susters, om God se heerskappy raak te sien. Ook in die omstandighede waar ons verwoed planne maak om uit die moeilikheid uit te kom, waar ons so fokus op ons planne, dat ons God se teenwoordigheid in ons lewe heeltemal miskyk. Ons vergeet, God is deel van ons lewe, hy's betrokke in ons lewe, hy sorg. Die lewe gaan daaroor, dat God vir my sorg, en die res is van minder belang. Daar is een ding wat ons ook baie duidelik moet besef wanneer ons sê, dat God sorg, en daarom hoef ons ons nie te bekommer nie. Wanneer dit ons ingesteldheid is, dan moet ek weet, as ek op God vertrou, om vir my te sorg, as ek vir God vra om vir my te sorg, dan beteken dit nie, ek het nou alles klaar gedoen, ek gaan gevoude arms eenkant in die hoek sit, en God moet sy kant bring nie. Ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid. Dink gou terug wat ons nou gesê het oor Paulus, wat in 2 Tessalonisense skryf, julle moenie leeg lê nie, julle moet julle werk doen, sodat julle ook julle brood kan verdien. Vertrou op God, en hoor wat Jesus sê, nie een van julle kan deur julle te bekommer, julle lewens met 'n enkele uur verleng nie. Met ander woorde, wie van julle kan deur te fokus op sy eie planne, wat moet werk? Deur te fokus op hoeveel geld jy het, wat sal maak dat jy nooit bekommer of besorg is nie, wie kan daardeur sy lewe met 'n enkele uur verleng? Die vraag is eintlik, broers en susters, hoekom wil jy jou lewe met 'n enkele uur verleng? Terwyl God reeds vir jou die lewe gegee het tot in alle ewigheid. Vertrou op hom. Hy sal die uitkoms gee. Ons probeer so dikwels vir God manipuleer om in te pas in ons planne. Ons probeer hom so dikwels manipuleer deurdat hy op so 'n manier deel moet wees van die uitkoms waaroor ons droom. Los hom. Gun hom om self die uitkoms te gee, op sy tyd en op sy manier. Want dit is vertroue in God.
Ons is soms bekommerd oor onsself. Ons is soms bekommerd oor die toekoms van die kerk, van ons gemeente dalk. Maar Jesus leer ons, moenie julleself bekommer nie, want God kyk na julle. Hy het nie van julle vergeet nie. Hy is by julle. Hy sal vir julle gee wat julle nodig het. Los die kommer en die besorgdheid vir die goddeloses. Daarom, raak rustig. Wees stil en weet, God is die Here van jou lewe. Wees stil en weet, hy het die duurste prys denkbaar vir jou betaal. Hy sal jou nie alleen los nie. Wees stil en weet, die een wat jou gemaak het, is die een wat vandag nog steeds vir jou sorg en vir jou gee wat jy nodig het. Hy gee vir jou dit wat ewigheidswaarde het. Geliefdes, mag God deur sy Gees vir elkeen van ons help om te hoor wat hy deur Jesus Christus vir ons sê. Moet jou nie bekommer of jy genoeg sal hê nie, want jou Vader wat in die hemel is, sorg vir jou. Hy weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit gevra het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken elkeen van ons. U ken elkeen van ons se nood. U weet, Here, waaroor ons soms bekommerd en besorgd is. Ons raak bekommerd, want ons is mense. Ons planne wil nie altyd werk nie. Ons raak bekommerd oor soveel dinge, Here. Wil U asseblief ons ore oopmaak dat ons kan hoor watter belofte U vir ons gee in dit wat Jesus Christus ons kom leer. Moenie bekommerd wees nie. Ek sorg vir jou. Here, help ons om met hierdie troos te gaan lewe. Help ons om met hierdie troos ook ander te gaan troos. Deur vir hulle te vertel en te wys met ons eie lewe, om rustig en kalm te wees, want U gee die uitkoms, soos wat U beloof het. U het te duur vir ons betaal, Here, sodat ons verlore gaan, en dat U maar net van ons vergeet. Wil U hand hou oor ons in die week wat voorlê? Wil U ons veilig hou, Here? Wil U ons help om ons bekommernis en ons besorgdheid aan U voete te kom neerlê en dit dan daar te los wanneer ons met ons lewens aangaan. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, ons slotsang is gesang 519. Ons gaan daarvan al 4 die verse sing, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en daarna is ons wegsendingslied, vonk 272, die eerste en die 4de vers.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.